Hierdie is ons 23ste episode van die 1 minuut met Jesus podcast, of sal ek sê die 1 minuut met Jesus potgooi. Kind van God, baie welkom by ons vanaand en is weer eens net lekker om te weet, kinders van die Here kuier reg oor die land saam met mekaar op hierdie podcast en dit is vir ons 'n voorreg en vanaand vertrou ek regtig die Here dat elkeen van julle kosbare woord uit hierdie episode uit sal kry en sal ontvang en dat die Here jou sal kom versterk en kom bemoedig. Maar kind van God, kom ek en jy bid sommer saam. Here Jesus Christus, baie dankie Vader dat ons weer vanaand in die naam by mekaar kan kom. Here, en ek wil vanaand kom bid dat deur hierdie episode, Here, dat U regtig mense sal aanraak, Here, en kom bemoedig, Vader God. En ek bid regtig, Here, vir oop harte om hierdie woord te ontvang, dat hierdie saad, Vader, in vrugbare grond sal val. En ek verklaar, Here, dat geen saad gestik sal word of deur die kraaie opgepik sal word nie. Ek bid, Here, ook sommer deur hierdie episode, dat mense regtig weer bemoedig sal raak, Here, om op te staan in hulle geloof en op te staan vir U in Jesus naam. Dankie Here, ek bid U seën af vir hierdie episode. Mag dit 'n joy wees, Here, mag dit vuur wees en mag dit diep Heilige Gees gelei wees in Jesus naam. Amen. Kind van God, ons gesels vanaand met pastoor Marius en pastoor William Paul en ons sien uit om te hoor wat hulle vanaand met ons gaan deel en wat vanaand om die tafel gesels word. Dis alweer 'n lieflike Woensdag aand dat ons op hierdie podcast, hoe sê hulle in Afrikaans? Potgooi. Ja, potgooi. Dat ons weer bietjie potgooi vanaand tot eer van die Here. En jy moet een ding onthou, wat vir ons belangrik is jou siel, jou verhouding met God en die pad wat jy stap. Hierdie podcast kan niks beteken, nie vir ons of vir enige iemand, tensy die Heilige Gees ons gebruik om jou te bemoedig, te versterk of iets vir jou te kan beteken nie. Dis ook hoekom dit vir ons lekker is, jy dit kan aanstuur vir ander. Dit gaan nie vir ons oor getalle nie, beloof jou. Dit gaan nie vir ons oor followers nie. Dit gaan oor elke siel wat dit nodig het. En dit is hoekom dit belangrik is. Nou, toe sy oorgeskakel het na ons toe, sy het geopen met gebed en sy het werklik waar in diepte het sy hierdie aanbieding vir ons gegee om vanaand iets goed hier uit te doen vir jou. Iets goed hier uit vir jou te gee, sodat jy dit kan vat en dat jy kan opstaan hier en kan sê, die Here praat met my direk vanaand. En dit is wanneer die Heilige Gees ons lei. So ek en William Paul kom en ons het die woord vanaand vir ons. Daar is soveel getuienisse, soveel mooi ander opnames wat ons kan doen en gaan doen. Maar ons ervaar in die tyd, ons kyk vanoggend na ons manne gebedgroep, daar ervaar ek, mense het in hierdie tyd nodig dat die woord van God 'n werklikheid word vir hulle, wat hulle versterk, 'n bemoediging vir die tyd. En dis al wat ons vir jou in kort wil gee. So, sit net 'n oomblik stil, staan waar jy is en luister hoe lei die Gees van God. William Paul, as ek kyk na die boek Handelinge, iets wat vir my baie mooi uitstaan in Handelinge, is die pad wat die apostels geloop het. Hierdie manne het 'n passie gehad vir die evangelie, vir siele. En nie een van hierdie manne het gekyk na hulle gemak nie. En nou moet jy baie mooi luister. Ons kla baie maklik oor finansies, omstandighede. Ons kry warm of ons kry koud of is dit warm water of daar's nie krag nie, as potholes en mense, daar's baie klagtes, baie goed wat ons in hierdie tyd vat en dit bepaal ons emosie en ons geloof. En baie keer dan sê hoe dit met ons gaan in ons vlees, wil ons altyd sê, God gaan met ons of hy seën ons nie. En dit is verkeerd. Dis hoe dit met jou siel gaan. Dis hoe dit werklik met jou gaan. Nou kyk ek na 'n man soos Petrus in Handelinge 12. Wat vir my uitstaan is Jakobus is sopas doodgemaak. Hy's veroordeel vir die evangelie. Luister mooi. Jakobus is doodgemaak terwyl hy die evangelie verkondig het. Maar die evangelie kan nie gestop word nie, en die woord sê, die woord van Jesus kan nooit, die woord van God sal vir ewig bestaan. So die volgende ou gaan net weer aan, en die volgende ou in hierdie geval wat te sien, is Petrus waarop hulle fokus. Hulle gooi Petrus in die tronk. Maar dis nie einde van die evangelie nie. Want op Petrus moet die evangelie gebou word. Hy is die rots waarop gebou gaan word. As ons kyk na Matteus 16, sê Jesus, hierdie evangelie sal nooit in gronde gaan nie. Petrus, jy is die rots waarop Jesus die evangelie bou. Maar nou sit die rots, evangelie, Petrus, wat dit moet verkondig in die tronk. En hy is wagte, oral om hom, hy is vasgemaak, en hy lê in slaap.
My vraag is, William Paul, sal ek en jy die evangelie dan nog steeds verkondig as ons vervolg word? As ons beste broer, vriend, saam wees gisteraand aan tafel geëet het, is nou doodgemaak oor hy evangelie verkondig. En al wat ek en jy kan doen, is ons kan weer net die evangelie verkondig. Is ons daar waar hierdie manne was? Is die kerk vandag daar? Is die evangelie daar, dat ons kan sê, hierdie ou wat vandag kyk, wat na hierdie podcast kyk, ons harte gaan so uit vir jou siel, dat ons is bereid, dat hulle ons kan in die tronk gooi, of hulle kan ons maar doodmaak, maar jy moet die waarheid hoor. Dink jy ons is daar? Pastoor, ek dink, die Here is besig met groot dinge in hierdie tyd, en ek glo, hy is besig om almal voor te berei, om soos die Handelinge kerk te raak, om onvoorwaardelik hom te dien en uit te lewe, ongeag van wat die situasie is. Ongeag ons omstandighede. Ok, kom ons stel dit so. As daar kommelinge sou kom en ons moet onder 'n boom bly, ons kan nie meer in 'n huis bly nie. Daar kom situasies wat ons nie meer voertuie het nie. Almal het om ons voertuie, maar ons het nie. Gaan ons sê, ja, kyk, hoe gaan dit met ons? Moet ek dan nog die evangelie verkondig, of moet ek liewer 'n vaste werk gaan soek, of is siele vir ons nog altyd so belangrik, soos wat dit vir hierdie manne was? Hierdie manne het dit nie maklik gehad nie. En dis wat my laat dink het nie. Sê nou maar, ons kry geen inkomste nie. Ons het nie meer blyplek nie. Ons het nie voertuie nie. Ons het nie 'n gebou om die evangelie te verkondig nie. Sal ons nog vir hierdie ou wat kyk, en vir almal op die podcast nog, hierdie selfde evangelie kan vertel, en sê, hou moed, God is met jou, staan sterk, vertrou op die Here, of sal ons opgee? Ja, pastoor, ek dink mens sal aanhou tot op die einde toe, omdat die woord verander nie, al verander ons omstandighede, bly die evangelie nog steeds verlossing en vryheid. Ek stem met jou 100% saam, want ons harte is siele, ons harte is Jesus, ons harte is dat elke siel van Jesus moet hoor, ongeag ons eie omstandighede. Mense is nie altyd bewus nie, en dis wat ek vir jou vandag wil sê, jy is nie altyd bewus hoe dit gaan in 'n pastorie, of dan andersom, hoe dit gaan in 'n evangelis, of in 'n pastoor, of in 'n prediker se huis nie. Dit kan baie keer vir jou lyk of dit ideaal en net goed gaan. Dit kan ander kere vir jou lyk, hierdie ouens het alles in die lewe. Maar ek wil jou vandag die versekering gee. Ek wil my getuienis om vir jou vertel. Die pad wat ek moes stap om te kom waar ons vandag gekom het, was nie 'n maklike pad nie. En dan praat ons nie net van die laaste jaar van kerkplanting nie. Praat van die laaste jare in 'n pad wat ons gestap het, en selfs met kerke wat geplant was en bedieninge waarin ons was. Het ons 'n pad geloop, en dan kan ons ook soos Paulus sê, daar was tye wat ons alles gehad het, daar was tye wat ons niks gehad het nie, daar was tye wat ons swaar gekry het, daar was tye wat ons honger gehad het, daar was tye wat ons oorvloed gehad het, daar was tye wat ons kon uitdeel. Maar die belangrikste is weer eens, as ons kyk na Handelinge 12, en dit is wat ek en William Paul aan jou wil getuig. Handelinge 12 is Petrus in die tronk, en daar's geen hoop vir hom nie. Sy beste vriend, die man wat saam met hom stap, buiten Johannes hulle, buiten Matteus hulle, is Jakobus. Jakobus was 'n ware bidder. En nou is Jakobus doodgemaak. Stefanus is doodgemaak. Nou wat nou? Moet ek nou ophou met die evangelie of aangaan? Hy het nie een keer al getwyfel of geredeneer of moed opgegee nie. Terwyl hy tussen die wagte lê, het sy krag gekom uit gebed uit. Die bokkamer, die gemeente, sê die woord, was besig om vir hom te bid, waar hy in hierdie gevangenis is. En dis wat ons weer eens kan sien, as jy vir ons begin bid, vir siele begin bid, vir jouself, vir hom, sal jou eie omstandighede draai, maar sal die kerk in Suid-Afrika weer 'n ware kerk kan word, wat kan opstaan en sê, ongeag my omstandighede, ongeag wat dit my baat, ek wil siele wen vir die Here, want siele, jy wat daar sit en kyk, het God te nodig. Ons kan nie passief raak nie. Ons moet daar vir jou wees. Ons wil daar vir jou wees. Ons wil vir jou bid, maar ons wil ook vir ander kan bid. Ons wil kan opstaan en kan sê, alles is dan geboei, ons omstandighede soms moeilik, sal ons nie eens dit wys nie, maar sal die waarheid wys, en dis die evangelie, Jesus die redding vir jou siel. En nou dink ek in die bokkamer wat gebid het, en dan die volgende oomblik verskyn 'n engel.
Die boeie val af van Petrus af. Die engel maak hom wakker. Hy staan op en hy stap uit. En waarheen loop hy eerste? Heel eerste. Nie na sy huis toe, nie na 'n gemak toe, nie na 'n plek waarheen hy kan vlug nie. Hy stap weer dadelik na die huis van die Here, die bokkamer toe, waar die biddes, die gemeente besig is. En dit is wat ek aan William Paul begeer, dat jy weer na die huis van die Here toe stap, in elke situasie, in al die gevalle, as jy in boeie was, as jy in moeilike omstandighede is, moet jy welkom kan voel en na die huis van die Here toe gaan. Dit is waar die ontvlugting is, maar jou antwoorde ook. En dis waar vir jou gebid word, sodat die wonderwerk kan gebeur, dat jy kan vrykom. William Paul, wat kan jy daar byvoeg? Ja, ek dink persoonlik het dit so mooi gestel, en die groot ding is, ek dink ons lewe in 'n tyd waar die kerk moenie net 'n plek wees waar jy kom sit net nie, maar waar jy ook deel raak van Jesus se liggaam op die aarde, en ook 'n verskil maak, en ook die sout van die aarde is, en die lig in die wêreld, en ek dink, dis deel van hierdie vryheid. Petrus, hulle kon doen wat hulle moes doen, want hulle het geweet, hierdie lewe is nie die einde nie, maar daar's nog wat kom. En dis absoluut die waarheid. En die joy is, vir enige evangelis, enige godsman, is wanneer siele intree en begin bid, want dan is die krag van God direk teenwoordig. Ons het nie meer nodig om af te gaan na 'n tempel toe, en daar vir 'n priester te gaan vra, bid vir my asseblief nie, maar ons het nou direkte kontak uit die tempel van God uit, en as almal by mekaar kom, dan is daar absolute krag van eenheid, want die Here beloof 2 of 3 in sy naam is, daar is hy. Met ander woorde, daai heerlikheid van God is teenwoordig. En dit is presies wat William Paul nou sê. Sy teenwoordigheid maak, laat die boeie breek. Sy teenwoordigheid as jy bid en ek bid, en ons begin bid almal saam, terwyl ons in 'n tyd van gebed nou ingaan, dan weet ons een ding verseker, die boeie sal afval, die tronkdeure sal oopgaan. Daardie woord wat sê, bid vir hulle, dat hulle uit die gevangenisse uit kan kom, uit die tronke, en dit beteken, uit die gevangenskap van sonde, en gevangenskap van dwelms, gevangenskap van omstandighede en situasies, dat ons vry kan begin kom, en dat ons na die bokkamer toe kan gaan, die upper room, dat ons kan opgaan, en daai spesiale diep tyd met God kan hê. Ons moet weer 'n hunker hê, om terug te keer na die Here toe. Ons moet 'n hunker hê, dat kindertjies vir hulle ouers begin bid, dat kindertjies Jesus in alles sien, en ervaar en beleef, en dat ouers Jesus begin uitlewe. William Paul, wat sal jy vir die jong mense sê? Ja, ek wil net vir die jong mense sê, daar's 'n storie dat die jong mense is nie getrou nie, en hulle dien nie die Here vandag nie, maar ek glo die Here wil juis hê, dat die jong mense moet opstaan. Daar's 'n skrif in Joël wat sê, wat God gesê het, hy gaan sy gees op alle vlees uitstort in die laaste dae, maar spesifiek praat hy met die jong mense, wat hy sê, hy wil met die jong mense ook praat, en ek dink die Here het 'n spesiale plan vir jong mense, maar jy moet op die plek kom, waar jy die Here kies, bo alles in die lewe, selfs bo 'n vrou of 'n man, of 'n goeie werk eendag, of drome, maar om God jou eerste visie en droom en plan te maak. Ek dink dit is die belangrikste ding, en daar's 'n skrif wat sê, as jy God se woord leef, dan sal jy jou pad suiwer hou. En ek dink dis 'n belangrike ding vir jong mense. Sukses is nie hoe baie geld mens gaan maak, of wat se man of vrou jy trou nie, maar om jou lewe te leef volgens God se woord. Amen. En ek stem saam daarmee. Jong manne, jong dames, volg hierdie raad wat William Paul nou gegee het, dis Heilige Gees gelei. En kom ons staan sterk in die Here God, kom ons maak 'n verskil. Kom ons staan op, terwyl jy hierna kyk, neem daai besluit nou, want onthou, op hierdie media platform wat jy nou kyk, direk hierna, kan jy na sonde kyk, jy kan aanskrol na ander sonde toe, jy kan weer verder gaan, en dan het hierdie boodskap geen impak op jou hart, en jou geesteslewe, wat gaan manifesteer in jou vleeslewe nie. Staan vas op die woord van God, begin maak klaar met sonde, neem nou daai besluit, en begin volhard aan Jesus Christus. Luister baie mooi, ons probeer ons bes, met die media bediening, om elke Suid-Afrikaner oor die wêreld te bereik. Jy kan ons help, kyk gaan na die telefoonnommer hieronder, kyk na die website hieronder, en kyk na die app hieronder. Daardie 3 goed, volg dit. As jy in die oggend 5 uur 'n boodskap wil hê, wat jou bemoedig, die 1 minuut met Jesus.
WhatsApp ons en sê jy wil 1 minuut met Jesus ontvang, as jy dit nog nie ontvang nie. As jy in die aande 6 uur kort aan Bybelstudie wil ontvang, mense, dit is so kort, maar dit gee jou krag en moed, want dit is baie keer al Bybel, al woord wat mense kry. Maak seker jy kry dit en stuur dit uit. Al is jy lastig teenoor ander mense, wees liewer lastig as wat jy die evangelie nie uitstuur nie. Moenie skaam wees vir die evangelie nie. Stuur dit uit. Ons het Woensdae die podcast, vra uit die woord uit. Ons het die boek Handelinge wat ons in kort Woensdae bespreek. Ons het Sondag livestream. Ons het die ewige lig bediening in Mosselbaai. As jy in Mosselbaai kom drink saam met ons koffie, kom na die ewige lig dienste toe. Kom maak 'n verskil. Want jy as kind van God, as jy hier vanaf gaan, is jy versadig in die woord van God en kan jy 'n baie groot verskil daar buite gaan maak. Ons vra vir jou, maak 'n verskil. Gaan op ons webwerf in, kyk na die lewendige kaart. Baie keer is ons besig om deur die land dalk iewers heen te ry of iewers heen te gaan of waar is ook al 'n Mosselbaai is. Maak 'n koffieafspraak met ons. Laat ons bid vir jou, laat ons jou bedien, maar moenie dit mis nie. Dis belangrik. En weer eens, ons vra vir jou baie mooi, stuur die boodskappe uit, veral in die oggende. Kom ons maak seker dat elkeen in Suid-Afrika terugdraai na Jesus Christus toe en bly bid vir ons ook. Willem Paul, wat sê jy en sal jy vir ons afsluit daarna? Ek sal vir ons afsluit. Ek wil net een ding sê, dit is, as dit vir jou voel, jy kort antwoorde, dis net by die Here wat jy regtig jou antwoorde gaan kry. Daar's nie 'n ander plek om te gaan of enige iets wat jy kan gaan doen wat jou gaan help behalwe om by Jesus uit te kom nie. En ja, dis eintlik al wat ek wil sê oor dit. Ja, Prys die ek wil Here. vir ons gou bid. Here, ons dankie dat ons vanaand hier kan sit en hierdie woord kan deel, Here. En ek wil kom bid vir elke persoon wat ingeskakel is, Here, dat u Gees hulle sal aanraak. Daar waar hulle is, Here, dat u woord lewe in hulle sal inblaas, Here. En ek wil ook kom bid dat elkeen sal drink en sal proe dat u goed is, Here. Soos wat die woord sê, dat ons nie by enige ander plek sal drink nie, maar by u sal drink, Here, elke persoon. En ek wil ook kom bid, Here, dat die vrede en die seën oor elke persoon sal wees wat vashou aan u, wat u soek met alles in hulle, Here. En ek bid ook, Here, dat u sal help dat mense uit sonde sal uitkom, Here. Dat hulle uit die mag van die bose sal uitkom en in die lig sal inbeweeg. In Jesus naam. Amen. Ons skakel terug na Sunay toe in die ateljee en dankie dat jy tyd gespandeer het, dat jy saam met ons luister, glo en dat jou vertroue net in God is. Dankie Willem.